maar hy trek elke liewe een nader. En my gebed en my begeerte is sodat ek niks hoef te doen nie. Mense, my eerlike gebed in hierdie gemeente is dat ek wens ek hoef niks te doen nie. Dat die Gees net so vaardig sal raak oor elke mens, oor elke individu. Dat die Gees daarvan agteraf sal kom en nie eers hier van vooraf nie. Maar een ding het ek geleer, dat geloof moet gewek word en verwek word. Geloof moet gebou word. Geloof moet aangesteek word. Geloof is iets so tasbaar en dit brand jou hart wanneer dit begin. Jy voel iets is moontlik wat onmoontlik was. Jy voel jy kan iets verander wat jy dink jy kon nooit iets verander het aan nie. Jy voel dat jy gesond kan word en dat jy moeg raak vir hierdie miserable siekte of donkerheid. Dis wat geloof in 'n mens se hart doen. En dan sê God van daardie soort geloof, dat dit is aanneemlik vir my, ek soek dit, ek reageer daarop. Ek het nie woorde vir alles wat die Here sê nie, maar ek het net woorde wat die Here sê in die skrif wat hy bedoel. En hy sê as daardie geloof in jou hart kom, dan is dit soos 'n magneet wat God trek. En daarom is dit soms dat individue God beleef anders as ander individue. En in 'n gesamentlike aanbidding soos vandag, kan dit wees dat jy niks voel nie, maar die ou langs jou kan ervaar dat hier's geloof in my hart wat begin kweek. Maar God sê ook daar's 'n atmosfeer, 'n salwing noem hy dit. Dit smeer af. Dis soos olie wat letterlik op my vinger is en dan afsmeer op jou vinger, en ek het nie nou minder daarvan nie en jy het nie meer daarvan nie. En in oomblikke soos hierdie is dit salwing wat jy die voorreg het as jy swak is, dat jy nou op die rug kan ry van die wat sterk is. As jy nou sterk is in die geloof, dat die Here jou wil gebruik met jou geloof wat 'n atmosfeer create. Nie emosionele manipulering nie, maar die geloof van Christus. En in hierdie oomblikke bid ons nou, Here, dat U, Here, 'n werklikheid sal wees vir elke individu. Here, dat U sal inkom, ons hoor so baie van die vloed en die wind en die vuur en die skielik, dat daar nou skielik iets in jou hart sal wees en gebeur. Want die Here sê sy oë gaan so van voor na agter in hierdie gemeente. Hy gaan van links na regs, sy gees kyk nou in jou hart. En hy weet van alles. Hy ken jou. En dit selfs diskwalifiseer jou nie. Maar as jy vanoggend hier staan en sê, Here, ten spyte van my tekorte kome, my sondes en my gebrokenheid, Here, kom ek en ek staan voor U en sê, ek het U nodig. Dis geloof. En ek wil hê jy moet dit sê in jou eie woorde vandag. Ek het U nodig. Ek het U nodig. Ek het U nodig. Ek het U nodig in my werk. Ek het U nodig in my besluitneming. Ek het U nodig by my huis. Ek het U nodig in my bank. Ek het U nodig in my state. Ek het U nodig in my siekte. Ek het U nodig. Ek het U
dis geloof, want jy weet nie, maar jy glo. En is so 'n oomblik wat ek jou wil help vanoggend. Ek hoop dat geloof jou sal bou vanoggend, want hy sê 'n klein bietjie suurdeeg kan die hele deeg aansteek. 'n Klein kerslig word van ver gesien en ek weet dat hier is pilare in die gebou. Gods helde, geloofs mense wat jou geloof maak warm vandag. Strek oor stoele vandag. En dat die Here jou gebruik sonder dat jy eers weet. En nou bid ek vir jou wat swak is en swak voel en behoeftig is, dat die Here jou nou kan genees. Dat die Here jou nou kan aanraak, dat die Here skielik in jou kan kom, dat die Here stil staan by jou, dat hy nou stop by jou, dat hy sy hande op jou skouers sit en jou in die oë kan kyk en sê, ek love jou, ek het jou lief, ek hou verskriklik baie van jou, en dit moet jou laat voel, ek is nie alleen nie, ek kan oor mure spring, sê Dawid, ek kan 'n bende storm, want hy is met my. Ek kan alleen om 'n huis stap, om 'n gebou stap, en ek kan mure laat val. Ek bid vanoggend, Here, dat U sal inkom, Here, en elkeen sal aanraak, Here. Elkeen, Here, sal volmaak nou, Here, op U manier. Here, ek dink aan die Ou Testament waar U ontmoet met Elia. Dis nie in die wind, dis nie in die vuur, dis in daai sagte, stil stem. En daai sagtheid praat nou met jou. Ek weet wanneer die Here opdaag. En miskien moet jy vanoggend vertrou in geloof. Dat jy net moet vertrou in mense met geloof, dat hy jou ook wil vul. Hier's mense op die oomblik wat regtig huiwer oor besluite wat hulle moet neem. Wil jy nie gou vir die Here vra, Here, hierdie ding wat soos 'n berg voor my lê, wil U my asseblief wys wat die regte ding om te doen? Bid dit net, so eenvoudig soos nou. Here, ek weet nie waar ek die geld vandaan gaan kry tot aan die einde van die maand. Vra hom. Wees nou ongefilterd, eerlik, opreg. Want dis die hart wat God trek. Hy wyk nie van jou omdat jy sondig is nie, omdat jy vir hierdie week sleg gedoen, hy wyk nie van jou nie. Nader tot my en ek sal tot jou nader. Nader nou tot hom. Nader tot hom. Sien in die gees hoe jy 1 tree nader gee aan hom en hy gee 10. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Jy kan stil jou sitplek neem. Hou jou oë gesluit en miskien net so oomblik, ek het hierdie nie beplan nie, maar terwyl die musiek net nog so rukkie speel, moenie nou iemand se hand vashou nie. Moenie nou besorg wees oor iemand langs jou. Wil jy nie net nou fokus op hierdie woorde, Jesus? Kom ons sing net weer daai chorus, Jesus, wat die band jou bedien. Die naam bo elke ander naam, wat jou kom vrymaak, vanoggend losmaak, gesond maak, dat jou gered, dat jou vol maak. Jesus, sy naam is Jesus. Jesus.
Daar's niks beter as dit nie. Liewe gemeente, ek ervaar so, ek moet 'n paar goeie sê en dan gaan ons miskien aangaan met hierdie liedere. Afgelope paar weke baie dankie aan die band. Ek glo ons gaan nou vir jou vra om weer net in aanbidding te kom. Ek het hier soveel illustrasies en soveel voorbeelde dat ek nou nie weet by wat en om te stop nie. Miskien moet ons net 2 doen. Kom ons kyk net wat wil die Here doen, want ek ervaar so dat jy weet as jy weet mos as jy in 'n bar sit, né? Jy weet mos, né? Jy weet mos, né? Ja, hier's 'n paar wat weet. Dan gee hulle vir jou peanuts om te eet en hulle gee vir jou soutigheid om te eet. Want hoe meer jy eet, hoe dorser raak jy. En ek wil vir jou 'n bietjie peanuts gee vanoggend. Ek wil vir jou sout gee. Ek wil vir jou 'n bietjie woorde gee wat jou gaan dors maak. En dan op die einde weet ek, hoor jy, daar's niks anders wat jou dors gaan lys. Nie 'n bier nie, nie 'n tequila nie. Maar net die strome van 'n lewende water God. En dan het jy altyd 'n vrou wat interrupt. Jammer lief, ek's letterlik nou al 10 minute besig met hierdie stukkie en toe sê jy dit nou, toe weet ek die Here praat met my. If anyone is thirsty, let him come to drink. Rian het nou net gepraat van hy wil vir jou peanuts gee sodat jy sal dors raak. Maar weet julle wat so hartseer? Ons is nie dors nie. Ons weet nie wat dit beteken om te smag na wie jy is nie. En hy sê, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, who adheres in and trusts and relies on me, as Scripture has said, from his innermost being will flow continual rivers of living water. But you have to be thirsty. En toe sê die Here vir my, maar wat is ons probleem? Ons probleem is, ons het iets anders wat ons vol maak. En dis die aanklag. Of die vermaaning, dis die mooi woord, wat die Here na ons bring vanoggend. They have abandoned and rejected me, the fountain of living water. And they have carved out their own cisterns. Cisterns is wanneer jy iets anders in jou lewe het, wat jy dink vir jou water gee. Jou sukses, jou familie, jou geld, jou pride, wie jy dink jy is, goedjies wat jy bymekaar maak. Broken cisterns, dalk het jy goedes in jou lewe wat niks hou nie, alles val net uit mekaar uit. They cannot hold water. En dis 'n groot vermaaning van die Here. They have abandoned and rejected me. Dis hoekom ons nie thirsty is nie. They have carved out their own cisterns. Jy drink van iets anders. Nou reken jy het hom nie nodig nie. In Europa is dit vir my so sleg op die oomblik. As jy in Europa is dit ijskoud vir die teenwoordigheid van die Here. Weet julle hoekom? Want in van baie van daai mense se lewens gaan dit so goed. Hulle dink nie hulle het 'n redder nodig nie. En hulle weet nie in wat se tyd ons staan. En dat hulle alles gaan verloor nie. As hulle nie weet wie Jesus Christus is nie. En Dorian, jy praat van jy's dors, jy het peanuts nodig. Jy wil peanuts gee. Weet net vanoggend, waar begin dit? Dit begin om te repent as jy jou eie cisterns het. Ek wonder wat is die Afrikaanse woord vir daai cisterns, maar water?
waterbakke, waterkanne. Maar dalk moet jy die Here vanoggend vra, watse waterkanne het ek in my lewe wat ek van drink, wat nie Jesus Christus is nie. Want dan moet jy tot repentance kom, en ons almal het sulke waterkanne in ons lewe. Ons drink van iets anders. Ons kry ons vervulling in iets anders. En dan dors ons, ek's nou so dors, julle sal nie glo nie, so regtig dors. Dan dors ons. En ek weet nie van julle wat ook kon vas is, jy's lus vir iets. Dalk is dit ook net 'n geestelike reminder van dors na hom. Dors na hom. En dalk sit jy hier vanoggend en jy dink, maar ek dors niks. Dit beteken jy het ander waterkanne waarvan jy drink en jy's in 'n baie gevaarlike plek. En dan wil ek jou vra om regtig die Here uit te soek in hierdie tyd, want hy kan nou gevind word. Ek gaan vra dat die band miskien net so vir 'n oomblik, miskien moet julle sitplek neem. Net hierso, nie daar nie, net hier. Lukas 1:53, na aanleiding van wat Suzelle dan nou sê, sy die preek nou verander het. Lukas 1:53 sê dat hy sal die hongeriges, sal hy met die goeie versadig. En dan lees ons Hebreërs 11:6 en dan sê hy is 'n beloner van die wat hom soek. Dan lees ons Jakobus 4:8 wat sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Dan lees ons Psalm 42 wat sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U. Smag, 'n dringende begeerte vir oorlewing tot water. So smag my siel na U. Dan lees ons in Jeremia 29:13 en dan lees ons en sê, julle sal na my soek en vra en ek sal julle antwoord en julle sal deur my julle laat vind. Dan lees ons Matteus 5:6 wat sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dan lees ons oral in die skrifte, Johannes 7:37, hy wat honger en dors, strome van lewende water, maar jy moet kan honger en dors. Ek het nie beplan nie, het klink soos of ek en Suzelle afgereken het hierso. Ek en sy slaap maar net saam, ons praat nie baie nie. Ek lees ietsie wat so van pas is, ek weet nie of jy dit daar kan sien nie. Ek ek lees op die oomblik net 'n paar artikels waar ek lees oor A.Z. Tozer, noem hy hierdie complacency. Noem dit complacency is the deadly enemy of spiritual growth. A.Z. Tozer is 'n gewone jong man. Ek wil net met jou praat, ek wil klink nou asof ons 'n paar apies net peanuts wil gee. Ekskuus, dis nie wat ek bedoel nie. Maar laat ons jou kan honger maak met, die man is 'n gewone jong man, is 'n gewone jong man. Hy loop eendag in die straat en hy hoor 'n straatprediker preek en die straatprediker noem hierdie woorde en sê, as jy God wil hê, roep hom aan. As jy God wil hê, roep hom net aan. En daai aand gaan Tozer huis toe en hy maak sy binnekamer toe en hy roep uit en hy sê, ek wil U hê.
En hy herhaal dit oor en oor en hy noem hierdie woorde. As jy sy boek gaan lees, dan sê hy, ek is moeg vir godsdiens, ek wil nie godsdiens hê nie, ek wil U self hê. En hy kry so 'n honger. En hy vertel in sy boek hoe die Here hom kom vul in sy kamer, dat hy net, julle kan sy boeke gaan lees, dat hy net op 'n absolute ander manier begin funksioneer. Op die einde van sy lewe skryf hy letterlik hierdie complacency is the deadly sin, deadly enemy of spiritual growth. En ek dink ek het 'n nota hier gemaak, weet dat ek net wil seker maak of ek dit nou vir jou reg oorgee, maar complacency wat letterlik beteken iets neem die plek in. Waterbakke. Ek is supposed to be om uit die waterbakke te drink wat die Here vir my gee. Met respek, nie die tequila en die line lager en die wyn nie. Ek het nie 'n probleem met die drank nie, maar jy verstaan waant ons op pad is. Ons het so gewoond geraak dat ek raak op my gemak. Ek het opgehou honger en dors na hierdie God wat eintlik my hele lewe kan red en verander. Ek het te begin vrede raak. Ek het begin tevrede raak met oppervlakkigheid. Mense, daar's niks so sleg soos oppervlakkigheid nie. Wanneer goud begin gesuiwer word, dan word al die vuil goed kom na die oppervlakkigheid toe. En ons het begin tevrede raak met oppervlakkigheid. Complacency, ons het opgehou God soek, ons het begin tevrede raak met oppervlakkigheid, ons het opgehou bid, ons het opgehou soek, ons het opgehou verwag. En dan is dit nie, hierdie ou praat van rebellie of kwaadwilligheid nie, hy praat van, hoorie, ons het eintlik begin passief raak, passief in jou binnekamer, passief in die gees, passief, dat jy nie aktief die Here begin hoor en dan skryf hy hierdie woorde, die grootste probleem in ons lewe is nie sonde nie. Jesus het sonde oorwin. Ons grootste probleem is nie sonde nie. Ons grootste probleem is omdat ons gemaklik geraak het sonder die teenwoordigheid van God. Dis ons probleem. Ons probleem is nie sonde nie. Ons het te gemaklik geraak sonder die teenwoordigheid van God. Wat maak die hel die hel? Omdat daar wurms jou gaan wees wat jou opeet. Wat gaan die hel maak? Dit is die hele tyd iets wat jou irriteer. Dink aan die ding wat jou die meeste irriteer. Van julle gaan nie, ander mense, skus. Ander mense gaan dan vir hulle die res van hulle lewe in 'n ry staan. Hulle haat dit mos. Die res van jou lewe staan jy in 'n ry, jy kom nooit vooruit nie. Dis die hel. En dan byt goed jou en eet goed jou en dit is verskriklik, weet wat ook al die Bybel daarvan sê, maar weet jy wat maak die hel? God het net sy teenwoordigheid onttrek. Hy is nie daar nie. Hy is nie daar nie. En dan noem ons dit die hel, want sy teenwoordigheid is nie daar nie. Ja, mense, ek weet nie regtig waar om te begin nou vandag nie. Al wat ek jou kan sê is ek wil jou lus maak. Smith Wigglesworth skryf 'n boek, weet hy, jong, hy's 'n gewone plammer. Sis man, 'n loodgieter gewees. En dan ek dink ek het dit hier op, want skryf hy aan die einde van sy boek, dan skryf hy I am not satisfied with yesterday's filling. Man wat mense uit die dood uit opgewek het, weet, wat net gesê het oor die mens kan nie sonder die Heilige Gees lewe nie. Wat het dit te doen met jou? Moet jy gaan dooies opwek? Moet jy 'n voltydse pastoor, moet jy gaan evangeliseer? Ek weet nie, maar ek weet net dat ons lewe nie tot ons volle kapasiteit nie. Ek weet net dat so iets roer my in my binnekant na hierdie tyd in vas en gebed. Nie dat ek nou iets anders te wil wees nie, maar iets roer my in my binnekant en sê daar moet meer wees. Daar moet meer wees van sy teenwoordigheid, meer wees van sy manifestasie, daar moet meer wees van
wat ons kan doen en beleef in die kerk en definitief buite die kerk, weet. En as ek so kyk na al die mense daar in Pinkster wat die Here so uitsonderlik beleef het, wat uit die regte waterbakke uit begin drink het. Hulle het 'n eerstehandse ontmoeting met God, die heeltyd 3 jaar loop hulle saam met hierdie Jesus en hy gaan dan weg en dan besef hulle, maar dis eerstehands, ons het hom eerstehands, ons wil uit niks anders drink as hierdie God wat ons ontmoet het nie. Dan sien ons hoe hulle gebly het, hoe hulle gewag het, hoe hulle gebid het, hoe hulle verwag het, weet. En dan hoe God hulle kom letterlik vul het. Nie met inspirasie nie, maar met transformasie. Dis nie meer Jesus wat langs hulle loop nie, maar Jesus wat binne in hulle is. Hierdie woorde moet jou optel. Dit is nie meer Jesus langs hulle nie, dis nou Jesus binne in hulle. Ek dink oor hierso, wanneer jy regtig Jesus ontmoet, dan maak jy klaar met godsdiens. Weet, godsdiens kan nie meer 'n rol speel nie. As jy genuine Jesus, die Christus ontmoet, wat ons so begeer, dat jy dit moet ontmoet, dieper daaraan moet gaan en om meer en meer, ek dink ons sing 'n lied in die kerk, the more I seek him, the more I love him, the more I love him, the more I seek him. Jesaja 6 sê oor hierso, elke keer as ons hom aanbid, of die engele hom aanbid, dan sê hulle heilig, heilig, heilig. Jy het dit al tot vervelings toe gehoor, heilig beteken andersheid. Elke keer dan aanbid die engele, dan sê hulle heilig, God is anders. En dan as hulle wegdraai, en hulle weer kyk, dan sê hulle, ons sien iets niets van God, 24 ure 'n dag, dan roep die engele net uit en sê, hier's iets niets wat ons sien van, ons het nog nooit, in al die tyd wat ons God aanbid, het ons nog nie dit van hom gesien nie. En dan probeer ons hierdie God verstaan, wat vir ons eintlik oor die ondeurgrondig is sy kennis en wysheid. En dan sê hy, hierdie God oor hierso, het jou so lief, hy het inteendeel, hy het nie 'n behaag nie, engele sê Hebreërs nie, hy het 'n behaag in die mens. En dan sê ek, hou jou in jou hand, in die holte van my hand, en ek het jou lief, ek bemin jou klein mens, het ek lief, daar in jou huis, daar op die grondpad. En dan lees ons in baie plekke in die Bybel, ek weet nie eens, of ek jou alles kan vertel nie, maar dan raak ons honger hiervoor, blinde Bartimeus, hy's blind, hy's so moeg om blind te wees, sy hele lewe lank is hy blind, hy sien net donkerte. Maak gaan jou oë toe terwyl ek praat met jou. Dis net donkerte, hy hoor net 'n stem, hy hoor 'n lawaai, hy gaan buite toe, hy hoor mense, hy sien nie die berge en hy sien nie die blou lig nie, hy sien net donkerte. Hy is so frustreerd, hy's vergete, hy voel mense ignore hom. Maak gou op jou oë, en dan hoor hy Jesus kom verby, jy kan dit gaan lees daar in die Bybel ergens, dan hoor hy Jesus kom verby, en toe hy hoor Jesus kom verby, toe roep hy uit, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig, en dan skree die mense vir hom, bly stil, jy moenie so skree nie, dan sê hy, ek het lank genoeg is ek in my situasie waarin ek is, ek wil nie langer in hierdie situasie wees waarin ek is nie. En dan roep hy harder uit en sê, seun van Dawid, wees my barmhartig. En dan kom stop Jesus by hom. Jesus stop by hom. Yes, en dan maak Jesus hierdie man, maak hy gesond, en hy laat hom, en dan inteendeel, hy sê, Bartimeus, jou sondes is jou vergewe, en dan maak hy hom gesond, hy maak hom heel, hy vergewe sy sondes, want hy bring versoening na hierdie man toe, Is die vrou wat bloedvloeiing ly, miskien moet ons maar net aangaan, die vrou wat bloedvloeiing ly, vir 12 jaar lang, 12 jaar lang, dis met ander woorde jou hele kind se laerskool, hoërskool loopbaan, van graad 1 tot matriek, ly hierdie vrou aan 'n geweldige siekte, dat sy in die oggende nie kan opstaan nie. Sy gaan sien elke dokter in die dorp, sy sien boererate, sy sien mense, kry medisyne, niks help vir hierdie siekte nie. 12 jaar lank, sy kan nie na die matriek afskyk, sy kan nie die rok maak nie, sy's frustreerd tot waar sy kan wees. Eendag hoor sy Jesus kom verby, en sy sê vir haarself, as ek net aan sy kleed kan raak. Weet julle mense, verwagting, weet jy wat beteken verwagting? Dis iets anders as wag. Want amper sê jy die Ou Testament mense het gewag op die Here.
Hulle het gewag vir die belofte, hulle het gewag vir die wederkoms, hulle het gewag vir die Messias, maar ons in die Nuwe Testament, wat die Heilige Gees klaar in ons binneste het, lewe nou met verwagting. Verwagting beteken letterlik om jou nek uit te steek. Dis die letterlike vertaling, om jou nek uit te steek, om letterlik op jou tone te staan om te kyk. Dit laat my dink aan wie laat jou dink? Ja, Iris. Ja, Iris is 'n tax-collector, hy werk vir SARS in daai tyd. Hy's 'n Jood. Saggeus, dis mos wat ek sê. Saggeus werk vir SARS. Hy's 'n ryk Jood. Hy's 'n ryk Jood. Alle Jode is ryk, dink ek, maar hy's 'n ryker Jood. En dan haat sy eie volk hom, want hy's besig om geld in te samel by sy eie mense, dan samel hy geld in, en eendag hoor hy Jesus kom verby. Hoor die woorde, dan het hy 'n verwagting. Vers 3 van daai konteks sê, jy kan dit gaan lees, bietjie huiswerk. Dan sê vers 3, en hy kon nie wag om Jesus te sien nie. Dan hardloop hy vooruit, dan staan hy op sy tone, verwagting. Hy steek sy nek uit, soos iemand wat by 'n pad staan. Kom maar nie 'n trok, hier kom 'n trok aan, wag 'n bietjie. Verwag, hier kom 'n trok, verwagting. Ek steek my nek uit. En dan kom hy agter my, die mense is te lank, hy's 'n kort ouetjie gewees, en dan gaan klim hy in 'n boom. Jesus, die mense, daai tyd, hoor hier so 2 goed wat ryk mense nie doen nie. Hulle hardloop nie, en hulle klim nie in bome nie. Dis genuine. Edelmense, jy het hulle nooit sien hardloop, hulle statig. Hulle het statig geloop. Alle ou mense is edel. Jy het niks jaag jou nie. Jy's edel. Jete, Saggeus, die ryk. Hy hardloop vooruit. Kan hom nie sien nie, nee, hy hardloop na 'n boom toe. Yes, hoor jy, ek wonder hoe sal dit lyk as hierdie CA met sy Calvin Klein hemp daar so in die boom klim. En julle sien hom daar staan. Maar hy kom agter, maar Jesus kom verby. Hy het so verwagting, hy het so honger. Hy's so ryk. Hy bly nie regte gemeenskap, weet die regte materiële, die regte karre, die regte goed. Maar hy hoor Jesus kom verby en hy het so leegheid binne hom, al hierdie goed vul my nie. En hy het so 'n begeerte om Jesus te sien en kom Jesus onder die boom en van al die mense stop hy by Saggeus en sê, Saggeus, dit val my nou by, yes, ek wil nou amper begin bewoor raak hier, so maar dalk is dit profeties dat die Here kom staan ook by jou boom vandag, daai afgebreekte boom, een wat plat lê, een wat daar, hoor jy so skare, en hy kom staan ook by daai boom, jou boom. Hy sê, ek sien jou raak. Hey, ek wil jou nie so nou afstaan, ek kom na jou toe, ek kom in jou huis bly. Profeties, kom in jou huis bly, in jou huis, tempel van die Heilige, ek kom in jou huis bly. Die vrou met die bloedvloeiing weer terug, skares. Daar's 'n klomp skares, mense vat aan Jesus, stamp aan Jesus, skares. Daar's daar 'n vrou wat sê, as ek net aan hom kan vat. Jy sien, jy kan in die kerk sit, jy kan deel wees van aanbidding, jy kan deel wees van iets bruisend, jy kan deel wees van 'n God wat hier aanbid word, maar niks gebeur met jou nie, jy's deel van die skares. Maar dan is daar een vrou wat sê, ek het 'n honger, ek het 'n begeerte, ek het 'n oortuiging, ek het 'n verwagting, ek steek my nek uit, ek hardloop vooruit, ek klim in 'n boom, wat ook al ek moet doen. Maar een ding is, ek wil nie hom mis as hy verbykom nie. Dan vat sy aan Jesus se kleed, net so in die verbygang, so per ongeluk vat sy aan die kleed, dan voel Jesus iets. Hier gaan nou krag uit. Dis asof Jesus bevestig alles wat in die skrifte verduidelik probeer word. Dan sien ons daar in Jeremia, dan sê hy, my oë deurloop die hele aarde en ek is op soek na diegene wie se harte onverdeeld op my gerig is.
Hier's 'n vrou wat sy aandag onverdeeld, as ek net aan hom kan raak, onverdeeld. Weet jy wat? Nou sit jy hier en jy dink jy het nie 'n onverdeelde hart nie, of jy het 'n verdeelde hart. Onverdeelde hart in daai konteks beteken, jy's nie sonder foute nie, maar ten spyte van jou foute het jy nog steeds 'n begeerte om hom te soek. Dis wat onverdeelde hart beteken, so by the way. Dawid het 'n onverdeelde hart gehad. Hy was vol foute geweest. Inteendeel, Dawid het meer foute gemaak as Saul. Maar dan noem God hom 'n man so na in my hart, 'n man met 'n onverdeelde hart, ten spyte van sy tekortkominge en foute. Maar is 'n man wat terugkom en verwag. Is dit 'n man wat terugkom en sê, ek kan nie sonder hom lewe nie. Jy sê, check ons vir Petrus, nê? Hy verloon Jesus, maar dan kom hy terug en dan herstel God hom. Dan kyk ons na Thomas, wat hom letterlik eintlik nie in hom mee glo nie, en hy sê, ek het ongeloof, ongeloof wat in sy hart opkom, en dan kom ontmoet Jesus hom, en dan roep hy uit, my Here en my God, as hy hom ontmoet. En so kan ons aangaan. Jakob worstel met die Here en sê, ek gaan nie los nie. Ek gaan U nie los totdat U my bless nie. So honger, so dors. Jy sien, maar ons het so honger en dors wanneer ons siek raak, nê? Want ek so honger en 'n dors. Die Here moet nou ingryp. Ons moet nou bid. Wanneer daar 'n krisis in ons land kom, soos hierdie week, eers nou bid ons weer, jong. Wat as ek hierdie honger het die hele tyd en ek drink hiervan, ekskuus my uitdrukking, ek eet my peanuts. Ek voed my, ek raak dors, ek eet die goed wat my dors maak, want daar's net een ding, die waterbakke van God wat my kan red hier. Die 4 manne wat die verlamde man na Jesus toe bring, hoorie, is vir my so interessant, er is net nog honger stories. Die 4 manne bring hulle verlamde vriend, 4 manne dra hom, hulle kom by die huis aan, dan sit 'n saamgedrommery, dat hulle nie by die huis kan inkom nie. Dis letterlik te veel mense, dit lyk soos Black Friday by Checkers, né? Jy kan nie daar inkom nie, dis net parkering. Gister ry ek oor die Sotwil Blanke toe gaan, hierdie gemeenskap van George is net so amazing, jy moet ompaai ry, want weet jy, dis nou, almal help, is so saamgedrommery, kan nie inkom nie. Omry. Hulle sê, nee, is vol hier. Mense staan in verbasing oor Jesus se leer binne in die huis. Hy praat met hulle is so honger, hulle luister na hom. En hier 4 manne, wat doen ons partykeer? Ag, wat is vol. Kom ek draai maar om. Seker die verkeerde timing, kom ons beweeg maar aan. Ag, seker maar nie nou die tyd nie. Jesus, hoorie, ek haal my hoed af vir daai 4 manne. Ek wonder het jy sulke 4 pelle in jou lewe? Dink Joe Black sing 'n liedjie daaroor of praat van die 6 manne, maar hier's 4 manne. Wie dra jou? Wie gaan jou kus dra? Wie dra jou na Jesus toe? Is jy een van daai 4 manne? Dalk is jy die verlamde. Maar hulle het so oortuiging, hulle het so verwagting. Jesus is daar en hy gaan gesond maak. Ek steek my nek uit. Ek staan op my tone. Dis wat verwagting is. Sê ons gaan nie ophou nie, grou gat in die ou se dak. Wat sak hom af en dan kom die ou so uit die dak uit. Jy sien net strooi val terwyl Jesus staan en preek, dan breek die dak oop. Dis nie 'n wind nie. Mense breek die dak oop en hier sak die man af en die verlamde staan hier voor, lê hier voor Jesus. Weet julle wat is Jesus se heel eerste reaksie? Dis my so amazing. Hy kyk nie na die verlamde man nie. Hy kyk op en toe hy opkyk, jy sien hy 4 gesigte so van bo af kyk. Sy 4 pelle. Hy kyk op, dan sê hy, julle geloof, julle 4 se geloof het hierdie man so pas gered. Dan sê hy vir die man, staan op en loop. Gaan lees dit. Dan wonder ek, wie bring jou na? Wat 'n begeerte het jy, dat hierdie Jesus, wat so amazing is, wat jou kan vul vandag. Maar is waar wat Suzelle sê, jy moet 'n honger hê daarvoor, jy moet 'n dors hê daarna. Lukas 1 vers 53, ek sal die hongeres met die goeie versadig. Ek beloof jou, hy sal. Die wat smag na waterstrome, wat is dit?
Die wat smag na die Heilige Gees, hy sal jou versadig, maar jy moet smag na die Heilige Gees. Maar daar's baie ander geeste waarna jy kan smag. Smag na die Heilige Gees, die water van hierdie lewe. Ek dink nou aan Jakob, hy worstel daar op die berg met Jesus, met 'n engel wat simbolies Jesus is. Sê, ek gaan nie los. Ek gaan nie los, voordat U my nie geseën het nie. Hy loop, Jakob, dan loop hy weg met 'n mank, want hy is so beklei met 'n engel, hy het 'n mank die res van sy lewe. Die simboliek daarvan is dat die teenwoordigheid en 'n ontmoeting met die Here sal jou altyd anders laat lyk. Dis die simboliek vir ons. Sal jou altyd laat anders lyk. En dan kom God en dan Jakob, sy naam is bedrieër, sy naam is 'n hakskeenbyter. Jakob is 'n manipuleerder, sy hele lewe lank manipuleer hy mense. Kom hy op die berg en sê, ek so moeg vir hierdie lewe. So moeg om hierdie tipe lewe te lewe, weet. Here, kom ek ontmoet my. En dan los hy nie die Here voordat die Here hom gebless het nie. En dan verander die Here sy naam na Israel toe. Jesus, my so mooi, weet, van bedrieër na 'n ontmoeting na God toe. Maar ek hoop, dit maak jou honger. Ek hoop dit skep so 'n bietjie 'n dors in jou. D.L. Moody, ek lees nou so 'n bietjie artikels van hom. Hy's 'n gewone prediker, bekende prediker in sy tyd. Mense geniet hom, hy doen sy preke. Maar eendag kom hy op 'n plek wat hy sê, ek wil nie meer net hierdie God van hoor nie, ek wil hierdie God ontmoet. In die boek skryf hoe hy in sy binnekamer gaan en hoe God hom begin vul met die Heilige Gees en hy kom terug en selfe preke, maar hierdie keer met salwing en mense begin net te huil, mense kom tot bekering. Gewone mens, gewone prediker. Ek wonder as daar regtig so 'n ontmoeting met my moet gebeur. Wat 'n mens begeer, wat 'n mens hoop en ja, dit gebeur, maar daar's meer dimensies daarvan. Daar's groter, daar's dieper. Maar ons raak so gemaklik met die gewone, die oppervlakkige nonsens. Ons kan so complacent raak in ons lewens. Mense, ek kan miskien net tot hier gaan, want anders gaan ek dalk goeie sê hierso wat nou volgende week, maar dit val my miskien net by die disippels op Pinkster, weet. En ons sluit sommer daarmee af. Skielik, omdat hulle so honger was. Hulle kon terug gaan huis toe, hulle kon terug gaan hulle eie werke toe, hulle kon terug gaan om 'n normale lewe te lewe. Maar dan sou hulle God mis, maar hulle het gesê, ons wil nie hierdie God mis nie. Ons wil nie hierdie God mis nie. Is dit moontlik vir jou? Is dit moontlik vir jou? Vandag, 2026, in hierdie nuwe Suid-Afrika, AI wat kerke amper begin manipuleer, die staat wat die kerke wil oorvat. Is daar plek vir hierdie in ons samelewing? Kan ek nog gevul word met die Heilige Gees? Mense, as ons ophou om hierdie boek te glo, is ons in die moeilikheid. Hy het beloftes in hierdie boek wat sê, ek sal my gees uitstort op alle vlees. Ek sal my gees uitstort op alle vlees. Vanoggend is nie kwalifiseer ek nie. Maar as jy so honger,
dat hy jou moet vul. Lukas 11 vers 13 sê dit so mooi, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie vir julle die Gees gee as julle hom vra nie. Jeremia 29 vers 13 sê, julle sal na my soek en julle sal my vind as julle onverdeeld na my vra. Ja, mense, as jy sukkel om hierdie goeders te verstaan, dink aan jou kind. As jy sukkel om hierdie goed te verstaan, dink aan jou eie kind. Jy soek die beste vir hom. Jy wil hy moet gelukkig wees. Jy wil hy moet vervuld wees. Dink aan jou eie kind, dan dink jy aan jou en God se verhouding. Ja, maar hoekom gebeur dit en dit? Hey, sou jy vir jou kind 'n kar gee, jou splinternuwe bakkie, toe hy 11 jaar oud was en sê, gaan koop gou vir ons ietsie daar by die Spar? Sal jy dit doen? Nou is ek kwaad vir my pa. Hy is onregverdig. Yes. Dink, hoe sal jy maak as jy met jou eie kind? So werk God met ons ook. En dan sal hierdie kraak goeders wat ons nie verstaan nie, wat jy met hom moet gaan uitmaak in jou, in die teenwoordigheid van die Here. Wat ek nie verstaan nie, maar die Here jou sal help. Het ons hy liedjie, nou die mic afsit, maar kan weet ek nie hoe. The more I seek you, the more I love you. Ons het vanoggend soos 'n noteraai, gee jou request, hulle sing hom. Was so mooi lied terwyl hulle reg kry, so nie voorberei nie, maar the more I seek you, the more I love you, the more I love you, the more I seek you. Ek het so verwagting dat die Here so van agteraf, want as dit van vooraf kom, as dit mos die pastoor of die heiligheid van die Gees, so amazing is, ek bid so dat die Here sal so van agteraf, al van die cheap seats af, nee. Die Here jou net sal vul op sy manier. Ons is so gewoond, ons bid vir mense, dan val hulle om, of hulle lag, of hulle, ja, mense, is dit net dit? Ja, dan is ons allemaal in die moeilikheid, jong. Maar die Here het nie gekom vir 'n emosionele ervaring nie. Hy het gekom dat ek hom hier binne my ervaar, en hy het 'n stem mee in my binnekant, ek hoor hom, hy lei my. Gister sien ons daar verskillende mense met bakkies en besighede wat help om die, ja, hulle maak alles, maak dit 'n beter plek. Wat lei jou om so iets te doen? Iets in jou binnekant praat met jou, ek wil gaan help. Kry daai gevoel, as jy in hierdie teenwoordigheid, Here, vul my. Bid soos Tozer. Ek wil nie net hoor van hierdie God nie, ek wil deur hom gevul word. Ons gaan so 'n oomblik gee, jy kan dit vir jouself bid, maar ek ervaar so dat die Here iets spesiaals wil doen vir jou vandag, vanaand, jou drome. Ek weet nie om meer klem hier op te plaas nie, ek weet nie om nog 'n uitroepteken hier op te sit nie, ek kan op jou skree tot ek blou is, maar totdat jy nie die bak peanuts nader trek en begin eet nie. Voordat jy nie die verlamde man optel en die dak oopmaak nie. Voordat jy nie geloof in aksie begin plaas nie. Gaan jy oppervlakkig bly. Daar's vlakke van heerlikheid, sê die skrif. Vlakke van heerlikheid. Hier op aarde, wat ons nou moet en kan beleef. En hierdie kerk is nie 'n kerk van tradisie nie. Hierdie kerk, profeties, is 'n kerk waar die Gees
so welkom is om ons dienste te interrupt en te doen net wat hy wil, want hy weet wat tref ons en wat kom vanmôre. En al wat ek weet is jy moet vol wees. En as jy leeg is, raak vol. En as jy empty is, word opgetop. Bring die waterkanne, vul hulle met water. God sal dit verander in wyn. Verander in iets moois. Ons sit net so vir 'n oomblik en sing ons hierdie liedjie saam. dat jy net so vir 'n oomblik jou oë toemaak en as dit jou begeerte is, as dit jou hart is, as jy net vanoggend kan erken, Here, ek is dors, dan is dit alreeds die Heilige Gees wat in jou werk. Maar ek wil jou vra dat daar so iets hier rondom wat die Here met my praat, dat jy net 'n honger hart moet hê. En ek gaan vra dat jy jou hand net so op jou hart moet sit vir 'n oomblik, terwyl jou oë gesluit is. En dat die Here jou vra vanoggend, nie is jy perfek nie, maar hy vra jou, is jy nog honger? En as jy nie is nie, dat ons nou as gemeente net saam sal verklaar, Here, maak
ons dit hardop verklaar en sê, Here, maak my honger. Here, maak my honger. Gee my weer 'n dors vir u teenwoordigheid. Gee my weer 'n dors vir u teenwoordigheid. Ek wil nie net kerk bywoon nie. Ek wil gevul word deur u. Ek wil nie net 'n diens bywoon nie. Ek wil gevul word deur u. En Here, kom maak my dors vir u. Kom maak my dors vir u. Maak my weer aan die brand vir u. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen. Liewe gemeente, ek weet, jy is op pad, maar ek weet, daar is mense wat gebed net nodig het, wat soos daai verlamde man, soos die man by Bethesda, hy kon nie daar uitkom nie, maar die water roer, en jy is so welkom, as jy gebed nodig is, mense wat saam met jou gaan bid, so terwyl die res so welkom, gaan drink 'n koffie vanaand, gasspreker, volgende week, great, gaan ons aan, en volgende week, Sondag aand, gaan ons praat oor the what, the why, and the how of the Holy Spirit, en ons gaan ook daar vir mense bid, vir die ontvang van die Heilige Gees. Dawie gaan daai aand met ons praat, so kom gerus volgende week, maar as jy gebed nou nodig het, kom ons hou dit stil terwyl ons uitstap, en sien julle vanaand, sterkte met die week, en wees vol.